Ons sê vir julle almal baie dankie. Julle kan maar sit. Dit is vir my baie special, net vir die mense wat kyk om te verduidelik wat besig is om hier aan te gaan. By School of Fire het ons 'n sekere kursus waartoe jy gaan. Dan as jy nou vir 3 jaar is, Wally help my net as ek verkeerd is asseblief. As jy vir 3 jaar is en jy maak hom klaar, kry jy 'n diploma. Dan het jy 'n 6 maande tydperk van daai 6 maande is insluitend in daai jaar. Dan het jy 'n jaar praktiese werk. Maar ons het 3 pragtige studente gehad wat hierdie 6de Desember 2025 hulle diploma gaan kry om te sê welgedaan, julle het dit gemaak. Kom ons gee vir hulle 'n hande klap. So ons is besig met die deel waar hulle praktiese preke moet doen en vandag se praktiese preek handel oor die doop. Nou hierso by School of Fire glo ons in die doop van die Bybel, wat beteken onderdompeling. Ek, Stefan Visser, glo in die doopskietbediening. Jy bekeer, jy word gedoop, jy kom op, jy word doodgeskiet, jy gaan stryd hemel toe. Jy het nie kans om weer foute te maak nie. Dis 'n grap, edit daai, ek weet nie. So, sorry, mag ek dit ook sê, of mag net Roy sê, edit dit uit. So, ons eer die Here, dat ons vandag die kans het vir hulle. Julle is amper daar, boys. Nika, jy is so naby om op verhoor te staan, waar mense nie jou naam gaan ken nie, maar die naam Jesus. Byt vas, my suster, al is dit hoe moeilik. Weet jy my? Ons het vir Madeleine, eerste Madeleine kom staan gou by my. So steek jou hande vir my in die lug. Here, ons roep rustigheid oor haar lewe. Ons bid kalmte. En ons sê vir U dankie dat U so in beheer is van Madeleine. Dat hierdie woorde nie uit haarself. Here, ons kan notas vat, ons kan dink, ons kan sê, maar mag U Heilige Gees die spreekwoord doen vandag in Jesus naam. Amen. Klap op, suster. Môre Jana. Ek gaan sommer begin oopmaak met 'n skrif wat sê Handelinge 3 vers 19. Kom dan tot inkeer en bekeer julle sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom. Ons as mense het ons Redder Jesus Christus nodig. Dis duidelik dat die mense afvallige sondaar is wat redding nodig het. Genadiglik het God self vir ons voorsiening gemaak om vrede te bewerkstellig deur die kruisdood van sy seun Jesus Christus. Ons lees in Romeine 5 vers 6 die volgende: Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Die kortste pad na 'n splinternuwe begin met ware betekenis is om bloot vandag jou knieë in aanbidding vir ons Here Jesus Christus te buig. Om hom aan te neem as jou persoonlike saligmaker. Dis nie 'n ingewikkelde saak of moeilike ding nie. 'n Gebed vir redding is 'n pleit vir genade, in plaas van die oordeel wat ons as sondaars verdien. God het 'n spesifieke doel met jou lewe en die Heilige Gees wil jou leer, vertroos en ophelp. Jesus verlang intens na 'n diep, innige en persoonlike verhouding met jou. Hy het sy lewe vir jou onthaalwe gegee. Hy klop al baie lank aan jou deur van jou hart en wag vir jou eerlike en opregte ja antwoord. Hy sal nooit inbreek
of jou dwing om hom koning van jou hart te maak nie. Maar hy kom pleit by jou. Maak jou hart vandag oop en nooi hom om jou koning te wees. Dit sal 'n besluit vir tyd en ewigheid wees wat jou lewe radikaal sal impakteer. Hoe sal ek weet wat om te bid? Weet jy nie hoe om te bid nie? Die Here sien, verstaan en beoordeel genadiglik die hart. As jy berou het oor jou sondes, as jy glo in Christus Jesus en dat hy en dat hy versoening deur sy kruisdood vir ons gesterf het. Wat is die verskillende vorm van doop? Ons doop eerstens met die Heilige Gees. Galasiërs 3 vers 27. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleë. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 13. Want net soos die liggaam een is en baie liefde het, en al die lede van een liggaam, al is hulle baie, so ook Christus, want ons is almal ook deur een Gees gedoop, tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vry manne, en ons almal van een Gees deurdronge. Die doop met water. Amen. Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Doop met die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees wat ons doop in Jesus, maar dis Jesus wat ons doop met die Heilige Gees. Matteus 3 vers 11, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. As God die Seun in water gedoop is en daarna die Heilige Gees op hom gekom het en daarna Jesus kragtig gewandel het, hoeveel te meer ek en jy. Prys sy naam. Dankie Here. Hassai, baie dankie Madeleine. Ek word sommer weer gedoop. Volgende op die spel, all the way from the Kimberley. Ons verwelkom vir Nika Johnson. Kom ons gee vir haar lekker hande klap. Julle moet maar net luister na doktrine, sy onderdompel 14, nee, dit was ek daai keer, dat jy my try sy vir sy plek, nou onthou, toe maar, ekskuus, gaan maar aan. Môre. Okay, eers gaan ek begin met wat is metanoia? Die ander woord vir metanoia is mos nou in Engels is in Afrikaans is mos nou bekering, nee. Wat is metanoia? Metanoia is 'n Griekse bevel waar die soldate stap en dan skree die offisier metanoia en dan draai hulle om en dan stap hulle die teenoorgestelde rigting. So hoe moet ons as mens metanoia? Jy stap op die pad van sonde, op pad hel toe, want hel is die straf van sonde en jy kan jouself nie daai red nie. Dan skree Jesus, metanoia, dan stop jy draai om en jy los al jou sondes agter. Jy kan Jesus volg met jou sondes nie. En dan volg Jesus soos wat jy uit die Bybel uit leer. Nadat jy gemetanoia het, word Jesus jou herder, hy lei jou.
Jy word sy skaap en jy volg hom. Heel eerste moet ons metanoia, ons lewe oorgee aan God, dan ontvang ons die ewige lewe. Vrye toegang om God te leer ken deur vriendskap en ondervinding. Handelinge 2 vers 38 sê, bekeer julle en laat julle gedoop word in die naam van Jesus Christus vir die vergifnis van julle sondes. God soek nie mense wat dinge in hulle eie krag iets doen nie, maar in sy krag. Sterf in Christus en lewe vir hom. Gaan na al die nasies. Sorry. En dan kom ons by die doop. Dit simboliseer van die sondige natuur oor die ou mens wat sterf saam met Jesus en die nuwe mens wat lewend gemaak word deur ons geloof in Jesus Christus. Staan op saam met Jesus. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. Markus 16 vers 6 sê, of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Sonder geloof in God beteken die doop niks. Amen. En dan gaan na al die nasies en maak hulle my disippels en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En daar's 'n vers wat in die Bybel in sê dat moenie soos die wêreld word, maar word verander deur jou gedagtes nie te maak. So jy moet nie weer dink soos die wêreld dink, jy moet dink nou soos wat God sou dink en soos wat God wil hê jy moet dink. En sodat jy kan weet wat God se wil is, wat goed aanvaarbaar en perfek is. Dankie. Ons het ons finale, hulle sê altyd jy los die beste vir laaste, so hoopelik is hy nie die laaste een nie, hoopelik is hy iemand beter. Alright, ons bid vir jou en vertrou op God se gees om jou te lei. Het jy my? Baie werk om te doen. Goeiemôre almal. Ek wil net vandag vir julle sê, die doop beteken, wanneer jy gedoop raak, sterwe jy ou self en jy raak nuut in Christus. Maar wanneer jy nuut in Christus raak, beteken al jou sondes word uitgedroog. Jy kan nie onder die water ingaan, dan wanneer jy uitkom, dan is jy nog steeds dieselfde mens, van jy dood in Christus. Jy word gedoop met die Heilige Gees. Die Heilige Gees is nou binne in jou, maar wanneer jy nie kans gee om die Heilige Gees binne in jou te laat vaar, dan is jy vergifnis. Jy moet, wanneer jy onder die water ingaan, word jy gevul met sy Heilige Gees. Toe Johannes die doper vir Jesus doop, en die Heilige Gees het neergedaal op hom, die drie enige Gods was by mekaar. Amen. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Voor die opgevaardigde die hemel toe, Matthew 28 vers 19. Dat was sy laaste opdrag. Go and make disciples of all nations and baptize them with the name, the Father, the Son and the Holy Spirit. Wanneer jy gedoop raak met die Heilige Gees, lewe jy in 'n nuwe skepsel. Jy's 'n nuwe mens in Christus. Al die ou dinge het verbygegaan. Alles het nuut geword. Maar wanneer jy nuut word, moet jy in die woord spandeer, kerk toe gaan, jy moet uitgaan en ander mense vertel, waar het die Here my uitgered. Ons kan nie net wil by een plek sit en maar wonder, wanneer is die tyd nie. Maar jy is nog gevul met die Heilige Gees. Die Heilige Gees, toe gister aanbid, daar onder 'n ander se huis, 'n paar goed wat in my lewe aangaan, en my familie se lewe, toe sê die Heilige Gees vir my, daar's 'n trooster, en die trooster is Jesus.
wanneer jy gevul raak met dit, sal jy alles oorwin. Van God is daar. Ouens, Jens, ons moet die keuses maak. Ons is hier om die wêreld te vertel, dat is 'n lewendige God. As ons nie kan saamstaan hier nie, hoe sal ons kan na buite kan saamstaan en mense vertel hoe lief het God hom, maar ons wil nie in self sy liefde ervaar nie. Ons wil nie in self in sy woord spandeer, maar ons wil uitgaan en ander mense sê, kyk man, Jesus is jou lief, lees jou Bybel, lees die en die, maar ons self wil dit eens doen nie. Ons kan dit eens self doen nie. Wally, Stefan, moet vir ons sê, kyk, maak oop julle se Bybels, lees die Bybels. Daar is nie 'n hongerte nie. Daar is nie eens, ek wil dit doen nie. Nee, as Wally en Stefan hulle se rug draai, sal ek maar liewer ek sal hierdie hoe loop. Agterom. Ek sal nie die Bybel lees nie, ek gaan maak soos ek wil. Ons moet daai attitude begin los en begin vol raak met die Heilige Gees. Die Heilige Gees moet jou convict. My broer, vanmôre as jy opstaan, vat die Bybel en lees hom. Lees die woord. Spandeer saam met Jesus. Sit by sy voete soos Martha. Martha het by sy voete gesit. Ons kan ook dit doen. Die doop is 'n groot simbool vir Jesus. Wanneer jy gedoop raak, vaardig jy 3 enigste God in jou lewe. Dis die woord, dis God en dis die Heilige Gees. Kom ons gee ons beste, ons alles vir die Here. Kom ons se vlees moet dood en laat die Gees oorvat. Amen. Laat ons vlees dood, die sterwe. Maar wanneer ons onder die water ingaan, moet hy vlees dood. Ek moet eers weer lus kry vir 'n sigaretjie van hy daar onder die water. Ek het nie weer lus vir ponkytie, hy daar onder die water. Ek het nie weer lus vir skinnerie, hy daar onder die water gedood. En jy is gevul met die Heilige Gees. Amen. Laat die Heilige Gees in jou lewe, wanneer jy uitgaan, laat mense, as jy aankom, laat hulle sien, jy praat soos Jesus, jy loop soos Jesus, jy dink soos Jesus. En laat hulle jou sien, daar kom die lig, daar kom die geredde. Maar wanneer jy nie dit aan het nie, in jou hart nie, jy is eenvoudig, loop maar net hier, wandel maar net, saam met die wêreld. Jesus het julle lief. En dis hoekom hy gekom het en gesterf het op die kruis vir ons. Dankie. Forgiveness, oh, I won't let it go. Help my eyes see grace poured out from heaven's throne. And mercy, oh, I can't let it